Hierdie is die 7de en die laaste video oor die ad hoc spanlede. Ek het reeds gesels in die eerste video oor elke oggend se spanlede wat inkom is Martie, Melodia, Magdalt, Elise en al my coverspan en Sanet. In die middag kan die gaste berading doen. Elke middag is dit dieselfde program met berading, 1-tot-1 berading sessie, arts and crafts en hulle spandeer tyd in die gebedstyd. Ons het ad hoc, die volgende ad hoc spanlede wat die vrouens kom bedien die laatmiddag sessie, afhangende van die vrouens se unieke en individuele behoeftes. Hier raak ons stil by die Heilige Gees om ook die vrou se unieke behoeftes te bepaal vir die laatmiddag vroeë aand sessies. Sommige vrouens is uitgeput en het net die behoefte vir 'n 2 ure in die bad te gaan lê. Ander vrouens is sponsies wat soveel as moontlik van die week wil kapitaliseer, wat net honger is vir meer en meer bediening. En dis hoekom hierdie laatmiddag sessies individueel verskaf word. Ons het vir Jamaine 'n professionele, gekwalifiseerde en geakkrediteerde refleksioloog wat deur voete vry vir vrouens bedien en hulle liefdesdiens volmaak. Jamaine se wysheid op die connectedness van gees, siel en liggaam is fenomenaal. Ons besef dat ons kan soveel as moontlik bedien op die geestelike vlak, maar indien die prinsesie se skouers seer is, sal die bediening 'n beperkte doeltreffendheid hê. Jamaine het my persoonlik gebless met my sessie by haar. Alhoewel ek geseënd is met baie goeie fisiese gesondheid, het sy vir my uitgewys dat my ore juk somtyds en sy was reg. Sy het 'n hele paar basiese aanbevelings gemaak om my te eet en met 'n paar basiese maklike stappe om meer alkaliese voedingsstowwe te eet, is ek verlos van die ligte irritasie van ore wat juk. Dis somtyds hierdie klein jakkeltjies wat sommer maklik weggejaag kan word deur professionele hulp. Nog 'n ding waarmee Jamaine my gehelp het, was my energievlakke. Elke keer nadat ek haar gesien het, was vir 'n voetevryf sessie, is dit amper asof ek 'n energizing bunny is, met tonne energie. Nou wie kan nie baat by hoër energievlakke na 'n rustige voetmassage nie? Ons het vir Cecilia. Cecilia is self ook 'n beraader en 'n pastoor met 'n fenominale kennis van die woord. Sy vertel oor die hartsroerende getuienis van haar eie verhaal om te groei in 'n volwasse gelowige gebaseer op die verhaal van Lukas 22 vers 31. En die Here sê, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Ek het reeds 'n video hiervan gemaak en ek sal die link hieronder plaas. Ontmoet vir Vanessa. Vanessa het hierdie wonderlike talent om die woord lewendig te maak, volgens Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword. Sy doen profetiese aksies vanuit die woord, en hierdie basiese profetiese aksies tref baie diep. Wanneer al die sintuie ingestel word om nie net te luister na 'n teaching nie, maar dit sommer ook te doen. Dis daar wanneer die deurbrake kom, soos 'n kersfeesboom ophelder. Ek kan onthou, nou onlangs het ek 'n refleksiesessie gehad met 'n gas op dag 4 van haar besoek op die donderdag by ons. En dit het werklik vir my opmerklik uitgestaan hoeveel van die profetiese aksies wat Vanessa met haar gedoen het, haar so diep getref het in die hart. Vanessa vat byvoorbeeld die versie en die geestelike konsep dat God ons sal vervul tot oormate met die Heilige Gees. Maar sy coach die prinsesie dat hoe meer tyd sy by God se voete spandeer, hoe meer sal die Gees haar volmaak. Dan laat sy die persoon 'n glas water vul op 'n piering, totdat die water oorloop en oorvloei in die piering, en dan drink hulle beide, Vanessa en die gas van die water. Vanessa vanuit die piering en die gas vanuit die glas, om te demonstreer hoe meer tyd jy in God se teenwoordigheid spandeer, dan sal jy soveel meer jou geliefdes bedien. Jy sal 'n beter mamma word, 'n beter eggenoot, 'n beter werknemer, om te kan uitdeel aan ander. Ek het ook 'n video hiervan gemaak, ek sal die link hieronder plaas.
Vanessa is ook deel van die Zouzou span, waar hulle ook weekliks fokus op inner healing in praktyk. Ontmoet vir Cornel, die eienaar van Hattings Place gastehuis waar Betseber weekliks gehou word. Cornel sorg dat die prinsessies elke dag lieflike maaltye eet. En dit was al keer op keer wat dit by my opgekom het, hoe uniek en spesifiek sy gekook het, om te verseker dat selfs die bordjie kos wat hulle ontvang in die dag, in die middag en in die aande, dat dit ook vir hulle aangenaam is en dinge waarvan hulle hou. Laastens en eintlik die mees belangrikste, word die span en die gaste omsoom met intercessors, met vrouens wat in God wandel, wat op unieke maniere, selfs in karavane met God connect en seën en deurbrake afbid vanaf die troonkamer vir ons prinsessie gaste. Dit het al keer op keer gebeur waar ons intercessors nie eers die gaste ontmoet nie, maar hulle het net hulle name ontvang en waar hulle tydens die week ook selfs nog in die nasorg radikale boodskappe ontvang vanaf God en die deurgee aan die span die boodskappe en wat dan daardeur help tot geestelike deure na herstel, genesing en oorvloedige lewe oopbreek soos 'n wrecking ball. Ek dink eintlik op hierdie punt kan ek 'n hele reeks van video's maak net oor die oorwinning wat ons intercessors alreeds vir ons oopgebreek het. Ons het een gas gehad wat na haar besoek by Betseber deur 'n moeilike seisoen geworstel het. Ons een pragtige en kosbare intercessor het vir my 'n boodskap deurgestuur. Sy ervaar tans is die gas nie op die regte plek nie. Ek het die boodskap net so vir haar deurgestuur. Ek en die prinsessie was clueless oor waaroor hierdie boodskap gegaan het, maar ek het aangeraai vir die prinsessie om stil te raak by God oor die dieper betekenis van die boodskap. Die volgende dag het sy my vertel dat sy het besef dat een van haar gesinslede is aktief besig om haar genesingsreis te saboteer met manipulasie en afbrekende woorde. Maar dit was alles van dit was agter maskers. Ons het intens begin bid vir haar vir beskerming daarteen en haar deurbraak het 2 dae later gevolg. Hierdie is in 'n neutedop ontspan op hierdie stadium. Ek glo dat ook soos met die Handelinge Kerk sal God ook daagliks by ons voeg, meer warriors om te bedien. Indien jy wil betrokke raak, is jy welkom om ons te kontak. Die oes is groot, maar die arbeiders min. So ons bid konstant vir meer arbeiders. Indien jy by ons wil kom kuier, is jy ook baie welkom om ons te kontak.